Goeiemôre. Dit is sommer net lekker om weer saam met u as medegelowiges te kuier en veral rondom die woord. Ek moet daarom net 'n bietjie sê die rede waarom ek nou hierdie week die woord verkondig is ons matriekklas van 1975 waarvan die meeste van ons in die gemeente belydenis van geloof afgelê het hierdie naweek ons 50-jarige reunie. En daar sal nou heel waarskynlik 'n klompie van ons Sondagoggend ook hier in die kerk wees. So dis vir my 'n groot voorreg. Veral omdat ons spore en die Here se spore, se reis met ons via die gemeente lê, om dan nou ook hierdie Sondagoggend met julle te kan deel. Kom ons maak net die oë toe. Hemelvader, baie dankie dat ons in u teenwoordigheid 'n paar oomblikke kan vertoef in diepe afhanklikheid van u woord, in die werking van u Gees, in u teenwoordigheid in ons lewe. Wil u ons saam wees dan ook nou seën. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Efesiërs 1 vers 1 tot 23. Ek gaan nou nie al die verse lees nie. Die eerste klompie verse herinner Paulus vir ons aan 'n klomp goed wat waar is vanuit ons geskiedenis, van die Here se reis met ons elkeen. En dan kom hy met 'n gebed hier vanaf vers 15, dan sê hy daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wanneer 'n mens, soos ons klomp nou reunie hou, dan is die hooftema van die naweek eintlik, onthou jy nog? Onthou jy nog? Onthou jy daar in die koshuis? Onthou jy daai onderwyser? Onthou jy daar op die sportveld? Onthou jy ons stout wees? Onthou jy daai pak slaag wat ons gekry het? Onthou jy ook hoe ons kerk toe geloop het op Sondag in Gelid en almal daar op die galery in Wesgemeente gesit het? Dis deel van die stories. Paulus wil ook die gemeente van Efese eers so bietjie terugvat. En onthou jy nog? Maar hy doen dit so bietjie, hy verpak dit anders. Hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. En dan kom noem hy 'n klomp goed. Hy sê hy het ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Voor die skepping van die wêreld is ons uitverkies om heilig en onberispelik te wees. In Christus is ons bestem om sy kinders te wees. Deur die bloed van Christus is ons verlos. Die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak in Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God. In Christus, deur die Heilige Gees, is ons beseël as eiendom van God. Die Heilige Gees is ook die waarborg dat ons verder alles sal ontvang en dat ons almal volkome verlos sal word. Dit alles, jy moet tog net weer daai gedeelte lees. Elke keer kom hy terug, hy sê in Christus, deur Christus, in Christus. Die volheid van God
se genadegawe het hy vir ons in Christus Jesus sy seun gegee. En hy herinner die gemeente, en vir ons natuurlik daar. Maar as ons nou so 'n bietjie terugdink, kan ons mos nou nie anders, as ons terugdink oor ons lewe, dat God se pad, God se reis met ons, wesenlik deel is van ons lewe tot nou toe nie. Ek het net nou sommer genoem hoe dat ons ook oor die naweek terug dink aan hoe ons op 'n Sondagoggend en 'n Sondagaand mooi elkeen in 'n pak klere, of dit winter of somer is, ingelid moes kerk toe stap, daarvan waar die polisie college nou is. Jy's pap nat gesweet as jy in die kerk kom sit hier in die somer, Februarie maand, en jy's weer pap nat gesweet as jy terug gaan na koshuis toe. Maar dit was dit. Ons het gekom en dit was nie altyd lekker nie, maar die Here se pad met ons het via dit ook geloop. En Oudtshoorn Wes is deel van ons lewe, of ons dit nou wil weet of nie. Dit is so. En dit is wat ons ook hier kry in Efese, dat Paulus vir hulle sê, die Here het 'n baie bepaalde pad met julle gestap, tot nou toe. Maar, daar lê die lewe lê mos nog voor ook. En hy kom sê vir hulle, maar elke keer wanneer ek God vir julle dank, dan is daar 'n gebed wat in my hart opkom oor julle, oor die pad vorentoe. En dan bid hy hierdie volgende, hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle hom werklik sal leer ken. Dat julle sal leer watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir julle bestem het. En dan die vierde ding, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen. Die kern van hierdie gebed is, dat Paulus vra en bid, Here, laat u kinders u hart nog beter verstaan. Dat hulle sal ontdek die volheid van wat u in Christus Jesus alreeds vir hulle gegee het. Dat julle hom werklik sal leer ken, watter hoop sy roeping inhou, dat hulle sal ontdek, maar hulle is nie maar net aan hulle self oorgelaat nie. Hulle is mense wat met 'n lewende hoop op 'n heerlike erfenis leef, wat vir hulle bestem is. Petrus skryf oor die erfenis, want hy sê dis onveranderlik, onbesmetlik, onverganklik, en dit word vir julle in bewaring gehou. Maar ek wil so 'n bietjie uitbrei, want dit is interessant dat Paulus juis ook oor die vierde punt in sy gebed, dat hy daaroor 'n bietjie uitbrei, en dit is wat hy sê, dat julle sal ontdek hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in julle wat glo. Hy sê, dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy vir Jesus uit die dood uit opgewek het, en hom laat opvaar het hemel toe, en hom aan die regterhand van die Vader laat sit het, en hom daar aangestel het as koning bo alle forme van gesag waarvan daar sprake mag wees. Hy gaan so ver om te sê, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ek dink nogal baie keer na oor hierdie gebed. Of ons ooit die diepte in die ryke wydheid en die grootsheid van dit wat Paulus hier bid, kan verstaan. Dat hy sê, dat ek en jy moet ontdek, dat God se opstandingskrag, dit wat hom gekos het om sy seun Jesus uit die dood uit op te wek, en hom hoog bo alle forme van gesag waarvan daar sprake is, aan te stel in die hemel. Dat hy daarvandaan heers, die koning van alle konings is. Dat ek en jy sal ontdek, dat dit is dieselfde krag waarmee ek en jy elke dag kan lewe. Dis natuurlik die krag waardeur ons God kan lief hê. Dis die krag waardeur ons mekaar kan lief hê. Dis die krag wat my help om te vergewe. Dis die krag wat vir my help om sonde te oorwin. Dis die krag
wat vir my gee, wat hy vir my wil gee, om aan hom gehoorsaam te wees, om sy wil te doen, om eenvoudig op hierdie aarde, by my werk, by my huis, oral waar ek is, te leef in oorgawe aan God. En dit eindig nie daar nie. Hy sê, wanneer dit alles sy gebed vir ons is, dan sê hy, maar God het vir ons die Heilige Gees gegee, as waarborg, dat ons verder ook nog alles sal ontvang wat hy ons beloof het, wanneer almal volkome verlos sal word, wat aan hom behoort. God is nie klaar met jou en my nie. God is nie klaar, as hy vir ons sê, maar hy het ons al groep voor die skepping uitverkies nie. Hy is met ons op pad, en hy wil die volheid, wat hy in Christus Jesus klaar vir ons gegee het, wil hy hê, dat dit volkome deel van ons lewe moet word. Mag jy hierdie volheid van God, elke dag ervaar, en net meer en meer ervaar, dat die Here dit vir jou wil gee. Amen. Dankie Here vir u genade in ons lewe, dankie dat u die volheid in Christus Jesus vir ons elkeen wil gee, en die krag van die opstanding, om daarmee elke dag te kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam.